Goed, julle, ons staan vanoggend verder stil by die evangeliebeskrywing volgens Lukas en ons lees verse 31 tot 34 van Lukas 18, so julle kan daarby Lukas 18 oopmaak. En ek hou vir ons daardie verse voor. En hy, dis nou Jesus, het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem. En alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die seun van die mens vervul word. Want hy sal oorgelewer word aan die heidene en bespot en mishandel word, en op hom sal gespieg word. En nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak, en op die 3de dag sal hy opstaan. Maar hulle het niks hiervan begryp nie. En hierdie woord was vir hulle bedek, en hulle het nie verstaan wat gesê is nie. Tot op hierdie stadium, in Lukas, en eintlik die laaste paar gedeeltes waaruit ons gepreek het, is ons uit die teks uit daarop gewys, dat Jesus die moeite werd is om te volg. Dis die moeite werd om jou kruis op te neem en om te volg. So vir Jesus die moeite werd. Dit is die moeite werd. Nou in hierdie gedeelte word dan nou verder aan ons 'n belangrike vraag gestel. Hoeveel is ons vir Jesus werd? So ons het gekyk na, Jesus is baie werd en is heeltemal die moeite werd om hom te volg. Maar hoeveel is ons vir Jesus werd? Dis 'n billike vraag. Vir Jesus is ons die moeite werd. Dis die vraag. En uiteindelik, as mens daardie vraag beantwoord, dan gaan dit die gevolg hê van hoeveel Jesus werd is om gevolg te word. Dis altyd die ironie. As ons kyk na wie Jesus is en wat hy doen vir sondaars en sy hart vir sondaars, dit is wat ons verander. Ons kan nie daardie lus, daardie vreugde om die Here te aanbid uit onsself uitkry nie. So hierdie is 'n belangrike vraag om te bepaal. Kom ons kyk na Jesus. Hoeveel is ons vir Jesus werd? Petrus, in die vorige gedeelte, het gesê, hy het baie opoffering gedoen. Hy sê vir Jesus daarin, in vers 28, dan sê hy, toe sê Petrus vir Jesus, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Petrus sê, hy en hulle, daar rondom, hulle het baie opgeoffer. En die ander disippels het baie opgeoffer om Jesus te volg. So hulle sê, hulle het Jesus gereken as, hy is die moeite werd om gevolg te word. En nou gaan Jesus eintlik terug na die eerste beginsels, waar dit begin. En dit is dat Jesus wou vir hulle wys watter oneindige opoffering, of dan offer, hy vir hulle sou maak. En dit is nou waar ons in ons gedeelte is, vers 31. En hy het die 12, dis nou die 12 apostels, dit is die apostels wat die gestuurdes is, want dit is wat apostels beteken, is die gestuurdes, is Jesus wat hulle geroep het met 'n taak en 'n doel. Daar's baie disippels gewees wat Jesus gevolg het, want disippels is mos volgelinge, maar daar's 12 apostels by Jesus, en hy het hulle by hulle geneem, hy wou hulle leer, hy wou ietsie vir hulle baie duidelik maak, want hierdie is belangrik, dit is eintlik die beginsel wat hulle moes snap. En hy sê vir hulle, kyk, ons gaan op na Jerusalem. Daardie woord kyk, wat Jesus wil sê is, verstaan mooi wat nou hier gebeur. Ons gaan op na Jerusalem. Jesus
hulle is 'n reis, het nou al 'n rukkie terug begin uit Galilea daar in die noorde, en hulle is hier deur Perea op pad na Jerusalem. En hierdie pad wat Jesus nou op pad was na Jerusalem was op sy einde gewees. Nou Jerigo is die volgende stad waarby hulle gaan uitkom. Dit was nou al in die sig gewees in vers 35, as dit nou nie gelees nie, maar 35, dan is hulle daar naby Jerigo. Dis die volgende stap, en dan sou dit dan uit hulle uiteindelike bestemming Jerusalem uitkom daarna. Hierdie hele pad het begin daar in Lukas 9 vers 51 waar dit sê, en toe die dae van sy opneming naderkom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. So hierdie einddoel is heeltyd voor oë vir hom gewees. Hy het geweet wat gaan daar gebeur. En hy kyk na Jerusalem, hy is op pad deur al die dorpe en die stede, en hy wou nou vir sy 12 apostels sê, ons is nou op pad Jerusalem toe, en ons gaan opgaan na Jerusalem toe. Dit is so, die mense het opgegaan na Jerusalem. Dit was 'n fisiese pad wat die mense opdraande moes stap. Daar was hierdie fisiese inspanning gewees, jy het moeg geword. Maar ons kan nie stil staan by hierdie feit dat dit net by die fisiese was nie, maar ons moet oorgaan na die geestelike betekenis. Opgaan na Jerusalem het ook beteken, hulle sou opgegaan het na die tempel toe, om daar die Here te gaan aanbid. Want dit is waar die tempel was, in Jerusalem. Dit is waar die mans in die Israelitiese kerk 3 keer per jaar moes opgaan. 3 keer per jaar is hulle opgeroep om daarna toe te gaan en daar die offers te sien, selfs offers te vat, die bediening van die sakramente in die Ou Testament te sien en versterk te word in die geloof, om uit te sien na die Christus wat moes kom. En dis waarheen Jesus moes gaan, om homself te offer vir die sondes van die wêreld. Johannes die Doper sê dan van Jesus, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Die mans in die Israelitiese kerk, as hulle opgegaan het, het hulle die lamme gesien wat geoffer word, maar dan is dit Johannes die Doper wat sê, daar is die lam van God. Hierdie is die lam van God. Dis die ene waarna al die offers wys, en is hy wat werklik vir ewig die sonde van die wêreld sou wegneem. En wat beteken na die wêreld? Skrif met skrif. En dit is so mooi hoe die skrif vir mens daardie verklaring gee. En hier is eintlik 'n voetnota, maar ek besef daar's baie keer verwarring oor wat beteken hierdie dat Johannes sê Jesus gaan die sonde van die wêreld wegneem. Want die ding is, as jy kyk na die woord wêreld, is daar verskillende betekenisse. Jy kan praat van die wêreld soos die aardbol, jy kan praat van hierdie wêreld, hierdie gebied. Jy kan praat van die wêreld as die ongelowige wêreld. Jy kan praat van die wêreld selfs as die gelowige wêreld. Die woord wêreld kom op soveel maniere voor. En daarom is dit belangrik om te kyk, maar goed, wat sou Johannes die Doper hier bedoel? Sou hy nou doodgaan vir elke persoon kop vir kop in hierdie wêreld en vir hulle sterf? Maar dan sit mens met hierdie uitdaging, maar daar is wel tog mense wat nooit die koninkryk van God beerwe nie, as hulle nie in Jesus glo nie. So hoe werk hierdie ding? As Jesus dan gesterf het vir almal, hoe kan mense geoordeel en verlore gaan? Hoe werk dit? En dan moet ons uiteindelik kyk, goed, maar wat het Jesus hier kom doen? Wat beteken die woord wêreld hier? Het ons nie dit ingelees om te sê, Jesus het kop vir elke persoon die die geskiedenis kom sterf nie? So dan kyk ons na Johannes 6, vers 33, dan sê dit, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. So daar hoor jy weer, hy gee aan die wêreld die lewe. En dan sien ons, okay, goed, maar wat beteken hierdie nou? Hoeveel mense het ons hiermee te maak? En dan in vers 35 van Johannes 6, soos net 2 verse daarna, dan sê dit, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. So dit is vir die wat uiteindelik glo, vir daai persone het Jesus gesterf. So daai is wat die woord wêreld beteken, net om duidelikheid te gee. Maar aan die ander kant is dit ook so,
wanneer die evangelie verkondig word, wanneer Johannes die Doper vir al daai mense daar verkondig, dan sê hy, daar is die lam van God, glo in hom. Hy sê dit selfs vir die fariseërs. Baie van hulle sou in hulle sonde dood gegaan het, maar die opdrag moes kom na elke mens en hulle moet hoor, glo in Jesus. Maar dit beteken nie as jy sê vir iemand, hulle moet glo in Jesus, dat hulle gaan uit hulle self uit hierdie geloof bewerkstellig en hulle kan uit hulle self uit dan Jesus aanneem as hulle verlosser. Nee, dit is, die Here het bepaal deur sy opdrag, glo in Jesus, dat hy dan ook daai wedergeboorte bewerkstellig, wanneer sy gees en sy woord daar werk, na sy welbehae. Want ons begin met die feit, almal moet hel toe gaan. Almal moet hel toe gaan. As ons regverdiglik geoordeel moet word, dan moet almal hel toe gaan. Ons begin altyd daar. Maar dit is tog wat genade dan beteken, is onverdiende guns. Dis wat dit beteken. Daar's geen ding wat ons na die Here eendag toe kan vat en sê, ja Here, ek het nie gelukkig op daardie dag gekies nie. Dan is die klem weer by die mens, maar ons verdien niks nie. Aan die ander kant weet ons ook nie wie's kop vir kop uitverkies nie. Ons is nie besig om te bepaal watter mens wat op die straat loop is nou die uitverkorenes nie. Ons weet die Here het mense uitgekies uit genade uit en ons weet hy werk sy uitverkiesing in die geskiedenis uit deur die verkondiging van sy woord. Wie daai uitverkorenes is, ons weet nie. Ons is nie God nie. Ons kan nie mense se harte uiteindelik lees nie. Daar selfs mense wat die skyn van geloof het en hulle gaan dood in ongeloof. Was miskien in die kerk gewees, maar ons word geleer om dan te oordeel in liefde en daai mense selfs dan te reken as gelowiges totdat hulle doodgaan. En as hulle sou begin volhard in sonde en nie bekeer daarvan nie en as hierdie volharding in sonde, dan kan mens op 'n stadium sê, goed, hierdie persoon volhard in sonde en dit is waar die kerk dan kom uiteindelik en sê, hierdie persoon volhard in sonde, hulle sê miskien met die mond, hulle bely Jesus, maar hulle lewe wys die teenoorgestelde, hulle is nie gelowiges nie. So dit is waar die goeders by mekaar uitkom. Maar goed, ek wil net 'n voetnoot daar gee, maar waaroor dit hier gaan is Jesus wat opgaan na Jerusalem, sê vir hulle, ons gaan op na die tempel, offers vind daar plaas, en daardie offers wys uiteindelik na my. Ek is die lam van God, fokus wat nou hier gaan gebeur. En mens kan nogal dink hoe erg dit vir Jesus moes gewees het. Van Lukas 9 af is hulle besig deur al hierdie dorpe en hy weet hy's op pad Jerusalem toe en hy weet wat daar gaan gebeur. Hy ken die skrifte goed. En hy weet dat hierdie bestemming van hom is nie 'n lekker bestemming in die sin dat hy gaan ly en swaar kry nie. In Lukas 9 vers 22 dan sê dit die seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes en gedood word en op die 3de dag opstaan. So hy het dit al in Lukas 9 gesê. So dis 9 hoofstukke terug wat hy dit al gesê het. In Lukas 9 vers 44 dan sê die seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van die mense en dit is dan ook aan die heidene. Lukas 13 vers 33, maar ek moet vandag en môre en die volgende dag verder gaan, want dit kan nie gebeur dat 'n profeet buitekant Jerusalem omkom nie. So hy het geweet, hy is besig om na sy dood toe te gaan. En hier is nie 'n normale dood nie. Want dit is hy wat deur God verlate sou wees. En daarom sê Jesus vir hulle, kyk, luister mooi wat nou gaan gebeur. Ons gaan op na Jerusalem. En dan sê vers 31 verder, en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die seun van die mens vervul word. Jesus is die seun van die mens. Dis daardie in Daniël 7 dan praat dit mos die eerste keer van die seun van die mens. Wie is die seun van die mens? Hoe lyk hierdie seun van die mens? Wat gaan hy hê? Wat is sy eienskappe? In Daniël 7 vers 13 dan sê dit ek het gesien in die nagesigte. Dis nou Daniël wat hierdie sien in daai openbaring en kyk met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. So hy het die gedaante gehad van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van daar en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom, dis nou aan hierdie seun van die mens is gegee heerskappy en eer en koningskap
En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Hulle het hom aanbid. Dit beteken hy is God self. Sy heerskappy is sy ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. So jy het die seun van die mens, hierdie twee eienskappe ten minste is dat hy is God, maar hy is ook mens. En dit is hy wat uiteindelik moes vlees aanneem. So Jesus was al daar voor hy in Bethlehem gebore was. Hy het goddelike eer gehad. Hy het alle heerskappy gehad en nog steeds het hy dit en hy regeer oor alle aardse konings en dit is hierdie seun van 'n mens, hierdie ene wat daar voor die apostel staan en wat sê alles wat geskrywe is moet vervul word, dit moet gebeur. Ek wil dit kom doen en ons gaan dit ook nou sien. En is tog en julle het seker dit raak gesien. Jesus sê en alles wat deur die profete geskrywe is sal aan die seun van die mens vervul word. Hy sê nie alles wat deur die profete gesê is sal aan die seun van die mens vervul word nie. Hy sê wat geskryf is. So wat Jesus daar doen is, hy sê dit wat daar geskryf is die woord van God. Wat ons op skrif het, kom van God af. Dit is God se woord. Dit is nie dat dit net God se woord word nie, dit is geskryf. En alles wat neergeskryf is, sal waar word. Ons hoef nie te twyfel aan dit wat geskryf is nie. Hy sou ly, dit is duidelik geprofeteer in die Ou Testament en ons gaan dit ook nou sien, en hy sou aan die heidene oorgelewer word. Dit is ietsie wat die apostels op daardie stadium nog nie so duidelik van Jesus afgehoor het nie. Hulle het gehoor hy moet gaan sterf. Wat dit presies sou beteken het hulle nie geweet nie. Miskien het hulle dit ook eintlik nie eens daarin wou dink nie, want in hulle koppe was die Christus, die Messias, die een wat, en dit lyk tog so, asof hulle asof Jesus sou kom en eintlik daai Romeinse ryk sou vernietig en uiteindelik sal die Israeliete regeer of die kerk van die Here sal regeer op aarde op daardie stadium. En natuurlik weet ons dit sou gebeur. Dit is asof hulle nie die twee verskillende tye onderskei het nie. Vers 32 sê dan wat Jesus aan hulle geopenbaar het, want hy, dis Jesus, sal oorgelewer word aan die heidene, En dit is baie sleg aan mense wat nie eens die skrif het nie, wat uit en uit die Here verwerp, en hy sou oorgelewer word deur verraad, deur 'n kameraad, deur een van sy apostels, en hy sou bespot en mishandel word, die koning van die heelal, wat alle heerskappy besit, hy sou mishandel word, hy sou gespot word, hy sou verneder word, en op hom sal gespieg word, en nadat hulle hom gegeesel het, sê 33, so hy sou gegeesel geword het, sonder enige geldige rede sou hy geslaan word, en dan sou dit nog steeds deursien, alhoewel hy al sy engele kan roep in 'n oomblik, en hulle totaal en al uitwis, dan sal hy uiteindelik doodgemaak word. So hy sê dit vir die apostels, hulle verstaan nie, en ons sien dit ook in vers 34 dan, hulle verstaan nie regtig wat Jesus sê nie. Hulle begryp nog nie presies wat Jesus sê nie. Hulle hoor die woorde, maar hulle prosesseer dit nie lekker nie. Wat is Jesus besig om hier te leer? Wat het die profete geskryf? En ons gaan net ook Psalm 22 lees, maar Psalm 22 praat baie duidelik van Jesus se lyding. Dit sê in vers 2, my God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Daar is die Godverlatenheid aan die kruis. Hy sou deur die vyande gespot geword het. Psalm 22 vers 8. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, en dan gaan dit aan. Psalm 22 vers 16. Sê selfs hoe Jesus swaar kry daar in die kruis. My krag is verdroog soos 'n potskerf. 'n Potskerf is natuurlik droog, ek wys gebak. Daar's niks water in hom nie. En Jesus se krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. Dit is tog wat daar gebeur het aan die kruis, dat Jesus dors gehad het.
'n verskriklike dors. Psalm 22 vers 17, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe. Psalm 22 vers 17 beskryf in detail wat met Jesus sou gebeur het. Daar sou spykers deur sy hande en voete gegaan het. Hy sou deurgrawe geword het. Hy sou verag geword het deur mense, sê Jesaja 53 vers 3 verder. Dit sê hy was verag en deur mense verlaat. Dis nou 'n ander profeet wat oor Jesus se lyding geskryf het. Hy sou vermorsel word. In Jesaja 53 vers 5 sê dit, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Hy's vermorsel, hy's vernietig, hy's doodgemaak. Sy siel is uitgestort in die dood. Jesaja 53 vers 2. Julle sien, dit was nie net dat Jesus moes doodgaan nie, maar dat hy op hierdie manier moes doodgaan. Hy moes hierdie wrede, vernederende marteling voor sy dood moes hy ondergaan. En dit is wat hy geweet het gaan gebeur. Van so lank terug af, van 9 hoofstukke in Lukas terug af. En hy het geweet sy siel sal deur God verlaat word. Hy sou oorgelewer geword het aan die heidene. Die heidene sou hom so bespot en gemartel het, sodat uiteindelik was dit nie net die Israeliete of die Jode wat skuldig was aan sy dood nie, maar ook die hele menslike geslag, ongelowiges en of die wat in die kerk is en nie wat in die kerk was nie. Ja, Jesus sou doodgemaak geword het, maar hy sou die dood oorwin. En dit is wat hy ook aan sy apostels daar leer aan die einde van 33 en op die 3de dag sal hy opstaan. Jesus het geweet van die belofte dat hy gaan opstaan. Hy het dit gelees oor homself. Hy het geweet hy gaan nie daar in daardie graf lê nie, maar daardie gaan 'n leë graf wees. En hy noem dit die 3de dag, en hy het geweet op die 3de dag soos Jona gaan hy dan ook uit die dood uit opstaan. Hy het die belofte van die opstanding vir hulle gegee. Selfs voor hy aan die kruis gesterf het hy die evangelie geken. Hy het geweet wat dit beteken. Hy het geweet wat sy lyding en sy kruisiging ingesluit het. Maar hy het ook geweet, dit sluit sy opstanding in. Die realiteit van sy naderende vernedering en dood was vir Jesus duidelik 'n realiteit gewees. Hy het geweet wat kom. En hy sou dinge deurgaan wat hy nie verdien het nie. Hy sou verseker nie die skynheiligheid van die fariseërs verdien het, of sy beste vriende wat hom verraai nie, of wat hom verlaat nie. Hy het nie verdien om deur daai pyn te gaan, of deur die toorn van sy Vader nie. Dan is die vraag, maar was al hierdie swaar kry die moeite werd gewees vir Jesus? Want onthou, hy was geen en niks aan enige mens verskuldig nie. Is dit vir hom die moeite werd? Ja, hy was bereid om dit te doen op grond van die liefde vir sy mense. Johannes 13 vers 1. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy geweet het dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. Hy het geweet wat gaan gebeur, maar hy is nog steeds lief vir hulle. Dis die liefde vir die mense wat hom gedryf het na daardie lyding, dood en uiteindelik die opstanding. En daardie gedeelte in Johannes 13 vers 1, daardie hulle lief gehad tot die einde toe, kan ook verstaan en vertaal word as tot in ewigheid. Soos Jesus dan in die regterhand van die Vader sit, het hy ons nog steeds lief met dieselfde liefde wat hom gedryf het na die kruis toe. En as mens daardie perspektief
onthou, dink net wat 'n verskil maak dit in mense daaglikse lewe. Selfs as jy sondig. Nou, al bely jy Jesus en jy sondig. Dis dieselfde liefde wat Jesus na die kruis toe gedryf het, wat hy nog steeds vir jou het. Al het jy vandag geval in sonde. Dieselfde liefde. En natuurlik, wanneer ons dan kyk na daardie liefde, dan is dit wat ons dryf om daardie sonde te haat. So ja, dit was die moeite werd vir Jesus. Dit was die moeite werd toe hy alleen was in die tuin van Getsemane. Dit was die moeite werd toe hy verraai was, toe hy aangekla was, toe hy geslaan was, toe hy teen die kruis vasgenaal was, toe hy deur God verlaat was, toe hy sy siel aan die dood oorgegee het. Dit was vir hom die moeite werd gewees, want hy het sy mense lief gehad en hy het hulle nog steeds lief tot in ewigheid. Hebreërs 12 vers 22 of vers 2 sê: wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het. Wat is dan die vreugde wat hom voorgehou is? Wat 'n vreugde het Jesus gesien, wat hom gedryf het? Dis die vreugde om mense te red, om sy mense te kom red van die ewige straf wat hulle eintlik verdien. Dit is die vreugde. Hy kon nie wag om hierdie uiteindelik te doen, sodat mense nou nie meer ewig hel toe gaan nie, maar ewig by hom in heerlikheid sal wees. Jesus het nie besluit om vir sondaars te kom ly en te sterf en op te staan, omdat daar enige waarde in ons is nie, maar uiteindelik sou die gevolg wees dat Jesus uitgesien het na die waarde wat daar vir ons sou wees. Ons het geen waarde in onsself om gered te word nie, maar ons het hierdie waarde wat ons sou kry, want ons sou dan verlostes wees. Hy was lief vir verlore sondaar mense ten spyte van ons haat vir hom. In elke tree wat Jesus nader aan Jerusalem gegee het, elke tree, was die lyding vir hom die moeite werd. Hy kon nie wag om dit te doen nie. Hy het geweet wat vir hom voorlê, hy het duidelik geweet, hierdie gaan swaar wees, maar hy het geweet watter vreugde dit sal wees wanneer sy mense verlos sou word. En selfs, al het sy eie apostels nie besef wat besig is om te gebeur nie, hy het dit nie besef nie, het hy nog steeds voortgegaan. En hy het geweet, eendag sal hulle begryp wat hy nou sê. Vers 34, maar hulle het niks hiervan begryp nie. Dis nou die apostels, en hierdie woord was vir hulle bedek, en hulle het nie verstaan wat gesê is nie. Hoekom het hulle dit nie verstaan nie? Dit was buite hulle verwysingsraamwerk. Hulle was sondaar mense, soos ek en jy. Hulle het ook baie keer 'n verdraaide idee van Christus gehad, maar hulle was gelowiges. Die Here het hulle op hierdie pad gevat om hulle te leer. Hulle het nie in hulle wilste drome aan Jesus gedink as 'n gemartelde, verneerderde, sterwende verlosser nie. Maar hulle sou dit later besef, dit is waardeur Jesus moes gaan. Hulle het nie verstaan wat Jesus sê nie. Maar Jesus het dit in elk geval hulle gesê, wetende dat hulle dit wel op die regte tyd sou verstaan, en Jesus het dit gesê, en laat neerskryf, sodat ons dit kan hoor en verstaan. Verstaan jy wat Jesus gedoen het? Verstaan jy wat Jesus gedoen het vir die sondes, om vir die sondes van sy vyande te ly, aan die kruis te sterf en op die 3de dag op te staan? Verstaan jy dat jy van nature 'n vyand van God is, en dat Jesus gekom het om vir vyande soos jy te kom sterf? En verstaan jy dat hy aan jou die ewige lewe in hom aanbied? Dit was vir Jesus die moeite werd, om vir Jesus, om vir sondaars se sondes te ly. Jesus wou dit doen. Hy het vreugde daarin gevind,
En daarom is die opdrag, glo in hom tot die vergifnis van sondes. Dan, eers dan, wanneer ons daardie liefde van Jesus sien, en daarna kyk, en opnuut daarna kyk, en jouself daaraan herinner, slegs dan is dit die moeite werd om hom te volg. Dis sy liefde wat ons tot liefde dryf. Wanneer ons daardie offer van Christus aan die kruis oordink en wat hy kom doen het, dan besef ons wie ons nou is in Christus. Wat het Jesus vir my kom doen? En dan wil ek hom volg met alles wat ek het, in elke area van my lewe. As 'n individu in die besigheid, in die gesin, selfs daar buite, dat ek onbeskaamd Jesus se naam sal uitdra, dat ek my begeertes sal kruisig, om hom te volg, want hy is die moeite werd om gevolg te word, omdat hy dit die moeite werd geag het, om vir my te kom sterf. Kom ons bid saam.